Vrede, geliefdes. Wees gegroet in Jesus se naam. Ons is besig met die boek van Openbaring en dit is dan ook die 5de hoofstuk. Ek bid dat God die Vader die woord sal seën vir ons in Jesus se naam. En nie die profesie. Ons gaan nou basis net 'n opsomming gee, maar ons gaan ook kyk na sekere feite, né? Nou hierso Johannes sien dan toe hy aan in die hemel kom, nadat die Here hom gesê het dat hy moet opkom na die hemel toe, sodat die Here hom kan wys die dinge wat daarna sal gebeur in die verdere toekoms, né? En hy sien toe dat God het 'n boek in hom hand wat van binne en van buite beskrywe is en met 7 seels aan goed verseël was. En toe kom daar 'n sterk engel wat met 'n groot stem uitroep en sê: "Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek?" Ne? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. Ne? Nou Johannes het toe baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Nou die rede hiervoor was dat indien, hoekom Johannes dan nou geween het, was indien hy seels nie verbreek was nie, dan dit wil sê, dan sou die toekomstige dinge dan sou het verduister, dan sou het vir ons duisternis gewees. Ons sou nie geweet het dat, nee, hulle sou nie geweet het wat gaan gebeur het nie, en hulle tyd en ook nie, ons sou geweet het wat sou in hierdie tyd gebeur nie, né? Dit is die rede waarom hy geween het, want hy 7 seels was die verborgenhede versteek, en dit is ook wat ons nou noem, dit wat in die laaste dae so gebeur, né? Maar toe kom een van die ouderlinge na hom toe en sê vir hom, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy seels te breek. En Johannes het toe, hy kyk toe en hy sien in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag was, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Nou hoekom hulle gebruik die term dat hy die lam lyk, het lyk of hy geslag was. Die rede daarvoor, dit is hier word verwys na die kruisiging van ons Here Jesus, ne? Toe hy gekruisig was, omdat hy die lam is, wat dan die lam van God, wat dan nou die sonde van die wêreld op hom so geneem het, ne? En hulle het hom aan soos hulle in die verlede 'n lammetjie geslag het, en dan die bloed daarvan was dan gebruik vir die as 'n offer vir die sonde. Toe het Jesus nou die plek, die lam geword, wat dan geoffer was vir ons sonde, ne? En hy het toe gekom in die boeke die regterhand van hom, wat die troon sit geneem, ne? En toe Jesus nou die boek neem, toe val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, ne? En hulle sing toe 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons op God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers, ne? Nou sien as hierdie, wat dan, kyk die doel van hoekom die Here geslag was. Hy het ons gereinig van ons sondes, uit elke geslag, stam, volk en taal, en het vir ons, en kyk wat het Jesus gedoen? Hy maak vir ons konings en priesters vir ons God, en ons sal dan as konings op die aarde heers, ne? As ons volhard tot die einde toe, ne? En toe, nou, hy sê, toe sien hy, en hy hoor ook 'n stem van baie engele, dis nou Johannes, rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge,
en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. En ons weet mos in die hemel is aanbidding. En hulle het met 'n groot stem gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en die heerlikheid en lof. En toe dit plaasvind, nee, want omdat daar was mos nou blydskap, omdat die Here nou die boek geneem het, en dan gaan die Here die 7 seels oopmaak, sodat ons kan die verborgenhede kan weet, ne? En toe het elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek gehoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat tot in alle ewigheid lewe. Nou geliefdes, hierdie hoofstuk, daar is nie baie verborgenhede in nie, maar dit wat ek met u meegedeel het, dit is heiliglik wat nodig is. Maar in hoofstuk 6 dan sal ons sien wat is die rede dat Johannes dan geween het, want dan gaan ons oopmaak, dan gaan ons kyk na wat die verborgenhede was en wat die toekoms en vir ons onder. Amen. En ons weet dat die profesie van die Here, ne, is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, sodat ons hier nie donker is. Amen. Want Jesus is ons lig. Prys die naam van die Here. Amen.